Baie welkom aan ons aanlyn kykers, ook by hierdie geleentheid, ons tweede Pinksterdiens, Dinsdag die 19de Mei. En jy is baie welkom om saam met ons hier die Here ook te aanbid en te weet dat hy in ons midde is. Kom ons word net stil en dan vra ons ook vir die Here om sy woord vir ons verstaanbaar te maak en vir ons uiteindelik ook oop te sluit, dat ons daaruit kan leef. Here, ons is saam vanoggend, op 'n Dinsdagoggend, hier al oor die middel van Mei, amper 'n derde van my maand verby, en dit is nat, dit is reënerig, dit is koud, en Here, dit laat ons maar net besef hoe in beheer U van die skepping is, en uiteindelik hoe U die beste weet wat vir die skepping, vir mens en vir dier, plant en natuur nodig is. En ons het nou gister gehoor van 'n vallei met droë bene. En ons het gehoor toe hy gevra het, kan daar lewe kom in hierdie bene? En ons het Esegiel se vertrouensantwoord gehoor wat gesê het, Here my God, U alleen sal weet. En ons is vanoggend hier met gespitste ore, om te hoor as U verder praat, om te hoor wat U verder vir ons ook wil sê. Ons dankie en ons eer U in Jesus se naam. Dankie dat ons by mekaar mag wees en dankie dat ons veilig mag wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees saam Esegiel 3:37 vers 4 tot 8. Nou sê ek, onthou nou net, weer eens, hierdie is 'n volledige gesprek. Dit het geëindig met die woorde van Esegiel wat gesê het, Here my God, U alleen sal weet. En dan sê vers 4, hy bedoelende God, sê toe vir my, nou hier is daai sinnetjie wat ek gesê het, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, met ander woorde, ek stuur jou. Klink amper soos Jesaja wat die Here gesê het, wie sal ek stuur? En Jesaja het geantwoord, hier is ek, stuur my. Hier sê die Here pertinent vir Esegiel, jy gaan optree as profeet vir die bene. Wat moet hy vir hulle sê? Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Dan Esegiel, ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is. En nou iets van Esegiel se ervaring. Hy's besig om te doen wat die Here vir hom sê. En terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg. Elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle en word daar vel bo-oor getrek. En dan die sinnetjie wat nou weer die deur oopmaak na môreoggend toe. Maar daar was nog nie gees in hulle. So alles het gebeur, maar ons lees die laaste sinnetjie, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Kom ons lees tot sover Esegiel 37 vers 4 tot 8. Vriende, ek het
begin deur te sê, en julle was gister meeste saam met my, toe ons gesê het, ons was saam in die vallei, hierdie vallei van doodsbeendere, 'n stil vallei, 'n dorpvallei, droë bene, maar vandag hoor ons iets anders. Ons hoor dat God begin praat. En die tema van vandag is, wanneer God praat, begin dinge beweeg. Wanneer God praat, gebeur daar dinge. En nou wil ek jy moet terugdink aan die skepingsverhaal. Want dit het soortgelyk gebeur. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesê, laat ons mense maak, en daar was mense. So baie belangrik is, die woord bring beweging. God se stem bring beweging. Hy sê vir Jesegiel, praat met die bene. Praat met die bene. Nou as ons dit vir mekaar in moderne vandagse tyd sou sê, en ek sê dit met alle respek en eerbied, is as hulle ons nou vat Sterkfontein begrafplaas toe. Hulle sê vir ons daar bo by die hek is ons daar staan. Ons moet met al die beendere en die oorblyfsels van mense oor eeue wat daar begrawe is, ons moet met hulle praat. Jy sê God sê vir Jesegiel, kan net sowel sê God sê vir Anton, praat met die bene. Nou die gemiddelde ou gaan dink, hulle moet ons net af in die straat vat na Sterkfontein Hospitaal toe. En sê, gaan bly daar in 'n kamertjie, want waarmee jy nou besig is, lyk dan nou net nie so lekker nie. Dis merkwaardig, want die bene leef nie meer nie. Hulle reageer nie meer nie. Hulle verstaan nie. Tog praat God. Wat wil die Here vandag daarmee help? God praat in plekke waar ek en jy doodsheid en leweloosheid beleef en ervaar. En dis krities belangrik vir my in jou lewe. Daar's geen situasie in jou lewe waar doodsheid en leweloosheid en 'n gebrek aan lewe so oorweldigend is, dat God nie daarin kan lewe spreek nie. En ek wil hê jy moet mooi hoor wat hier gebeur. Want God wag nie eers tot dit beter lyk nie. God praat in die chaos. Hy praat in die droogte, hy praat in die verlies, in die moedeloosheid, in daai vallei praat hy. En die woord begin werk. Want Jesegiel praat met die bene. En nou hoor ons mos, terwyl hy met die bene praat, daar's 'n gerammel. En wat nou nogal mooi is vir my, as 'n mens nou die skepingsverhaal daarmee koppel, is dat hierdie herstel wat in die vallei van doodsbeendere gebeur, is net so ordelik soos die skepping. Dis nie onordelik nie, want wat lees ek? Daar ontstaan nie karikature in die vallei nie. Ons lees, die beendere het na mekaar toe beweeg, soos hulle by mekaar hoort. Met ander woorde, het nie skielik 'n arm uit jou kop uitgekom nie.
of jy het 'n voet hier by jou kop gehad, jy het 'n arm gehad waar jou been is nie. Want wat gebeur waar God spreek en waar God herstel, doen hy meesterwerk. So hy doen restaurasie. Hy maak dit wat verbetering het nodig, wat verbetering nodig het, maak hy mooi. So hy wag nie. Hy wag nie. En daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar sê, Pinkster was tradisionele tyd. Ek het gisteraand dan nogal ietsie gelees, gedink ek moet dit vir julle bring en dit ek nou vergeet. Maar in watter jare Pinksterbidure byvoorbeeld in Suid-Afrika begin het, waar mense op 'n dag en tyd bymekaar was en toe nog maar in klein groepietjies begin bid het. So, iets wat ek daaroor wil sê is dat ons leef in 'n wêreld waar daar baie geraas is. En dan wil ek vir jou sê, het geraas nie net in terme van lawaai nie, maar daar's 'n klomp mense wat dink hulle het belangrike stemme en hulle moet gehoor word. En daarom is daar kompetisie om te kyk wie kan die hardste praat en wie kan die grootste indruk maak. Nou, julle gaan nou nog agterkom, dis nou nog my maand, maar in die volgende 6 maande gaan daar klomp mense kom wat met julle wil hard praat en al harder praat en selfs ander mense gaan sleg maak omdat hulle graag wil hê begin November moet julle vir hulle stem in die munisipale verkiesing. Ek het nie pyn moet stem nie. Ek wil net hê jy moet iets verstaan van stemme wat teenoor mekaar kompeteer om gehoor te word. Dis 'n geraas. Julle weet, as julle sit televisie kyk, is daai remote baie keer gedruk tot in die rooi toe. Dis kliphard. Die ou 2 huisies van jou af kan hoor watter program jy kyk. Hy kan teen in sy bed lê en luister. Hy hoef nie te sien. So daar's geraas. Nou net soveel geraas soos wat daar is daar in ons tyd mense wat 'n mening en 'n opinie het. En ons hoor selfs iets wat sê, ek is geregtig op my mening, ek is geregtig op my opinie, en wat so ver gaan en sê, ek kan sê wat ek wil. En dit veroorsaak spanning. Daarmee saam kry jy propaganda. En jy kry halwe waarhede. Die van julle wat dit waag op WhatsApp en Facebook sal baie keer hoor, daar's fake news. Ek is toevallig op een van die groepetjies van hierdie omgewing. 'n WhatsApp groep. Maar hy's gemute. Want kyk, as ek alles moet glo wat op daai WhatsApp groep gesê word, is dit nag. Kyk, hier's mense in die vlei wat ander mense in die vlei op hol kan jaag. Dis skrikwekkend. Fake news. En wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak verwarring. Dit maak mense deur mekaar. Dit maak dat mense sê, ons weet nie meer wat om te glo nie.
Of wie moet ons nou glo? Want as hy lieg, wat is die kans dat sy nie ook lieg nie? So ons moet begin onderskei. Daarom dat ek in die begin Johannes 16 vers 13 gebruik het wat sê, die gees van die waarheid sal julle in die volle waarheid lei. En dan hoor ek dadelik vir Jesus in Johannes 4:14, wat sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So uiteindelik moet God ons help om te onderskei, wat is die waarheid? Waarmee is ons besig? So daarom sê ons, en ons het dit gister vir mekaar gesê, gaan Pinkster nie net oor emosie nie. Dit gaan nie net oor tonge van vuur en wind en allerlei goed nie. Maar Pinkster gaan ten diepste oor waarheid, oor helderheid, oor onderskeiding en uiteindelik koersaanpassing. Nuwe rigting. En nou sê ek weer, as God praat, dan kom chaos in beweging. Jesegiel moet hulle praat, hoor hy gedreun, die beweging van die bene wat na mekaar toe kom. Dis amper ongemaklik. En ek dink julle gaan iets hiervan beter verstaan as die meeste van ons. Want genesing is iets wat stadig gebeur. Genesing, ekskuus vir die Afrikaanse woord, is dikwels rof. Kom dink julle sit hulle onder narkose as hulle 'n heupvervanging doen, of 'n knievervanging, of 'n skouervervanging. Want nie een van ons wil sien wat gebeur daar nie. Want jy gaan nagmerries hê vir die res van jou lewe. En onthou, jy's lekker onder narkose, jy doen heerlik. Maar hoe hulle daai skouer buig en heup en saag en te kere gaan, is nogal iets, is nogal rof. Daar's chaos. Gelukkig weet die ouens wat die chaos veroorsaak wat hulle doen, hoop ek. Meeste van die gevalle. Maar die realiteit van genesing is iets wat 'n dosent van my altyd vir ons gesê het. Ek moet dikwels gekneus word om te genees. En my beste voorbeeld daarvan is 'n bloukol. As jy jou gestamp het, en nou praat ek nie van jy het so gemaak nie, maar party van julle is dit onblikkelike kol. Maar as jy nou 'n lekker propperse bloukol hier op jou bobeen het, en ek dink hoe ouer ons word, hoe langer vat hy om weg te gaan. Maar hy het ook verskillende kleure. Hy het al die kleure van die reënboog. En baie keer as jy 3 maande, dan kan jy nog steeds die letsel sien van daardie stampplek. So dis dikwels ook stadig. Hoekom? Ek van amper sê, ek vra nou die verkeerde mense. Maar hoekom dink julle sê die gemiddelde dokter na operasie vir iemand gedra jou stil vir 6 weke? Dink julle die dokter het niks beter om te sê of te doen as om vir jou te sê gedra jou vir 6 weke? So vir my interessant dat mense wat 10 jaar geswat het om vir jou te sê gedra jou stil vir 6 weke
Ek en jy besluit Google sê ek kan na 'n week maar beweeg. Of julle is kwaadlik uit die hospitaal uit, dan is julle besig met goed wat alles behalwe moet gebeur of gedoen word deur mense wat so pas geopereer is. So, dit gebeur stadig. Gebeur nie vinnig nie. Daarom moet ek na myself kyk as hierdie herstelproses plaasvind. Die belangrike is, daar gebeur iets. En julle weet mos nou as 'n mens deur 'n lang tyd kom van herstel. Kyk, jy wil mal word as iemand vir jou vandag vra, hoe gaan dit? En dan môreoggend dan vra hulle vir jou, en hoe gaan dit vandag? En môre vra hulle vir jou, en hoe gaan dit vandag? Natuurlik is dit uit ordentlikheid en belangstelling, maar jy voel nie noodwendig van dag 1 na dag 3 beter nie, of anders nie. Veral as jy nog met die steke in jou lyf loop, dan wil ek sê, soos ek gister vir iemand gesê, dit gaan nie goed nie, dit gaan nie sleg nie, dit gaan. Maar ek en jy weet wat daai letsel dra. Daar's wel besig om iets te gebeur. Ek en jy voel dit in ons lyf. En partykeer, en dis die een wat ons nie altyd wil doen nie, is dat as die verkeerde goed in my lyf gebeur, dat ek maar stil bly. In plaas daarvan dat jy dag 3 sê, luister, alles is nie so lekker nie. Dokter, is dit net omdat ek stadiger genees, of is hier nie dalk 'n ou foutjie? So weet net oor genesing, dit gaan beide kante toe, en ek en jy moet daaroor praat. Maar wat gebeur hier? Dis soos 'n operasie. As jy nou alles gedoen het en oopgesny het, dan kry die chaos orde. Want skielik kry die bene, kry senings en vleis en vel. Die dood begin plek maak vir 'n moontlikheid. Daar is potensiaal. En dis belangrik vir Pinkster. Want God werk dikwels stadig. Hy werk laag vir laag, asemteug vir asemteug, uur vir uur, dag vir dag. So iewers vra dit ook 'n stuk geduldigheid. Maar nou wil ek weer sê die laaste sinnetjie. Maar, daar was nog nie gees in hulle nie. En dit lyk, en dis vir ons belangrik vandag, op die oog af lyk alles reg. Die regte bene is bymekaar, daar's senings, daar's vleis, daar's vel. Maar daar was nog nie gees nie. En dis ongelooflik belangrik. Want 'n mens kan funksioneer, werk, organiseer, selfs kerk hou, maar innerlik in jou binneste asemloos wees. Anderswoorde, jy gaan amper soos hierdie robotjies, gaan jy nou maar aan. Jy bestaan, maar jy lewe nie.
Jy het nie kwaliteit nie. Waarmee help hy ons? Jesegiel help ons om vir ons te sê, strukture alleen gee nie lewe nie. Hier nou uit al hierdie doodsbeenderry uit daar 'n klomp lywe en liggame tot stand gekom. Maar dit het nie noodwendig beteken die struktuur gee lewe nie. Die feit dat ons aan organisasies behoort, beteken nie noodwendig lewe nie. Dit gebeur partykeer selfs dat godsdiens die lewe uit ons uitwurg. Dat godsdiens ook nie lewegewend is nie. En dis waar ons op pad is na môre toe. Net God se gees gee lewe. Net God se gees gee lewe. En uiteindelik, as ons praat oor transformasie, oor ware verandering, dan is dit ek wat beheer oorgee en wat 'n openheid het en 'n ontvanklikheid vir dit wat God in my lewe wil en kan doen. God woon in die sentrum van ons wese, ons gesê in ons harte. Jesegiel sê God se woord begin stadig. Dit bring orde. Dit genees. Dit bring by mekaar. Dit bring herstel. Ek en jy moet vandag hoor. Wanneer God praat, bly dinge nie dieselfde nie. Nooit. Sy woord bring beweging, dit bring waarheid, dit bring nuwe hoop, en dit bring nuwe moontlikhede. En daar gaan dit vandag stop. Hierdie verhaal is nie klaar nie. Want môre gaan ons aan. Môre hoor ons wat gebeur wanneer God sy asem oor mense blaas. En ons gaan na 'n paar gedeeltes in die Bybel kyk wat gaan oor hierdie asem blaas. Julle in die skepping, as hy sy asem in ons neusgate inblaas. Maar terselfdertyd wanneer hy oor sy disippels blaas en sê ontvang die Gees. So, ek wil jou nooi môreoggend, dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor wanneer God sy asem oor mense laat kom. En natuurlik, wat sê Jesegiel daaroor? Hoe praat Jesegiel daaroor? So kom ek gee vir jou 'n tydjie, net om bietjie stil te word, net iets te oordink, en dan gaan ons verder gaan.
Here, ons pleit vandag, praat weer met ons. Praat met ons in ons huise, in ons kamers, in ons woonstelle, in ons Abbeyfields, in ons gemeenskap, in ons gemeente, in ons land en in ons harte. Bring asseblief ook waarheid en helderheid en genesing en 'n nuwe beweging. En dan vra ons ook, bewaar ons van 'n godsdiens wat asemloos is. Wat ons net deur die oefeninge vat, maar wat ons nie regtig lei tot lewe nie. En daarom bid ons, lei ons deur die Gees in die waarheid wat lewe bring. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek herinner net weer, ons praat môreoggend oor die volgende verse, vers 9 en 10, om uiteindelik vir mekaar te sê, wat gebeur wanneer God sy asem oor mense laat kom? So ek hoop om meeste van julle môre, die 20ste Mei, weer 10:00 saam te sien, want dan hoor ons wat gebeur as God ook sy asem oor mense laat kom. Pas julle self op hierdie Dinsdag, waar ook al jy mag wees, sorg dat jy veilig is en warm is, en as dit moontlik is, bly binne, moenie nat word en siek word nie. Ons groet mekaar, leef tot môre, totsiens.